leerders. My naam is Marley Derand. Welkom by vandag se verbruikersstudieles. Hierdie les word aangebied of aangebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pagama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag se les is 'n hersieningsles op die verbruiker wat ons al reeds behandel het. So ons gaan kyk vandag na wat is belangrik en waarop jy jou tyd en energie moet spandeer wanneer jy gaan voorbereiding doen vir hierdie vraag. Die verbruikersvraag tel 40 punte in die eksamen. So aan die einde van hierdie les moet jy enige vrae rondom die verbruiker met gemak kan beantwoord. As ons kyk na die tipe vrae in hierdie hoofstuk, sal jy sien dat daar is maklike vrae en dan beweeg dit na meer moeilike vrae toe. Vrae waar jy werklik jou kennis moet gebruik om te kan toepas op gevalle studies en scenario's wat hulle vir jou gaan gee. Om te kan sien na die tipe vrae wat hulle vir jou gaan vra, kan jy na jou eksamenriglyne gaan kyk van 2021 op bladsy 11 en 12 gee hulle vir jou 'n baie goeie oorsig oor die tipe vrae wat hulle moontlik kan vra vir die verbruiker. Kom ons kyk na die verbruiker. As ons na die verbruiker kyk, sal jy sien dat die verbruiker uit 4 verskillende bene bestaan. Ons eerste been waarna ons gaan kyk, is die volhoubare gebruik van water en elektrisiteit. Dan het ons gekyk na munisipale dienste. Meeste van ons punte gaan gevra word uit finansiële en kontraktuele aspekte. So dis 'n baie belangrike been waar baie tyd gespandeer moet word. En dan ons laaste been wat ook ongelooflik belangrik is en waar daar ook baie vrae uitgevra word, is belasting, rentekoerse en inflasie. Uit die laaste 2 bene word die hoër kognitiewe vrae gevra. So jy moet redelik jou terminologie baie goed ken, jy moet redelik jou teorie baie goed ken en dit kan toepas op daai tipe vrae. Goed, nou kom ons kyk na elke been individueel en net vinnige oorsig oor wat belangrik in elke been is. In die volhoubare gebruik van elektrisiteit is dit belangrik om te gaan kyk na die bronne van elektrisiteit. Daar is 2 bronne. Ons het fossiele brandstowwe, dit so steenkool, olie, natuurlike gas en dan nou kernkrag en dan het ons regeneratiewe forme. Dit is soos wind, water en sonlig. Dan moet ons ook gaan kyk na gas. Wat is die voor- en nadele van gas? En ons gaan dan ook kyk wat is die koste van gas? En dan laaste moet ons kyk oor hoe kan ons elektrisiteit verantwoordelik gebruik in ons huise sodat ons elektrisiteit kan bespaar. Goed, so dit is die belangrikste fasette of die belangrikste punte wat jy in hierdie been moet kan weet. Die volgende been is ons volhoubare gebruik van water. Hier gaan ons kyk na waterverbruik in ons huishoudings. Ons gaan kyk na tekort aan vars water. Ons gaan kyk na waterbesoedeling. Daar was ook gekyk na verantwoordelike gebruik van water, algemene wenke vir waterbesparing tuis. So daai is die belangrikste punte waarna ons gaan kyk wanneer ons gaan leer vir die verbruiker. As ons kyk na munisipale dienste, staan die munisipaliteit aan die een kant en die verbruiker aan die ander kant. So wat is die verantwoordelikhede van die munisipaliteit? So die munisipaliteit is verantwoordelik vir watervoorsiening. Hulle is verantwoordelik vir elektrisiteit. Hulle is verantwoordelik vir rioolafval. Hulle is verantwoordelik vir vullisverwydering, afvalbestuur. Hulle is verantwoordelik vir die instandhouding en die bou van ons paaie, straatligte, klinieke, nooddienste, biblioteke en metropolisie. Maar net soos die munisipaliteit 'n verantwoordelikheid het ons as 'n verbruiker ook verantwoordelikhede. Ons moet seker maak dat ons munisipale rekeninge betyds betaal. Ons moet seker maak dat ons in ons verkiesingsjare gaan stem. Ons moet seker maak dat ons die hulpbronne wat op ons beskikking is, oordeelkundig gebruik en dit nie vermors nie. Ons moet ook ondersteuning bied en respek bied aan die mense wat vir die munisipaliteit werk. En dan moet ons ook gemeenskapsaktiwiteite ook ondersteun. So daar's nie net 'n verantwoordelikheid vir munisipaliteit nie, maar ook van ons as 'n verbruiker. Die twee bene wat die belangrikste
is jou finansiële en kontraktuele aspekte. Baie vrae gaan uit hierdie kom en daar kan moeilike vrae uitkom, maar daar kan ook maklike vrae uitkom. So ons kyk na kontrakte, ons het gekyk na wat is die definisie van 'n kontrak, ons het gekyk na hoe jy kontrakbreuk kan pleeg, ons het gekyk na die verskillende kontrakte wat verbruikers kan teken. Ons het gekyk na 'n afkoelperiode. Baie belangrike definisie wat jy moet ken. Goed, afkoelperiode gaan net in 5 werksdae gebeur. Wanneer jy die kontrak geteken het jy 5 werksdae om die kontrak te kanselleer sonder dat jy 'n rede moet gee of sonder enige finansiële implikasies. Ons het dan ook ons uitsluitingsklousule. So as iets nie op 'n toepassing op jou as verbruiker is nie, moet dit uit die kontrak gesluit word. Jy en die persoon met wie die kontrak sluit moet altyd op dieselfde bladsy wees en nie een kan bevoordeel word en die ander een benadeel word nie. Dan het ons ook onbillike besigheidspraktyke waarna ons gaan kyk. Ons het gekyk na waarborge en vrywarings. Belangrik as ons kyk na waarborge, hierso praat ons van die persoon wat dit gaan versprei of die persoon wat dit gaan verkoop. En met vrywaring kyk ons na die persoon wat dit vervaardig. En die persoon wat dit vervaardig, beloof altyd 'n geld terug waarborg. So jy gaan geld terugkry. Waarby 'n waarborg gaan jy nie geld terugkry nie. Hulle sal dit herstel of hulle sal dit vervang, maar hulle gaan jou nie jou geld teruggee nie. Dan het ons ook gekyk na grysgoedere en parallel invoere, baie belangrik. Ons het dan ook gekyk na swendelstreke. By swendelstreke is dit belangrik om te kyk na die uitvissing. Dit is ook belangrik om te kyk na jou internetbedrog. En wat belangrik is om te kyk oor hoe gaan ons onsself beskerm teen hierdie swendelstreke. En dan laaste het ons gekyk, wat is 'n piramideskema? Hoe verskil 'n piramideskema van 'n multivlak bemarkingsskema? Hoe verskil dit van 'n stokperd? Watter een van hierdie 3 bevoordeel die verbruiker en watter van dit benadeel die verbruiker? So ons het al hierdie konsepte in detail bespreek toe ons hierdie hoofstuk behandel het. Die laaste been wat ook ongelooflik baie punte tel en hier moet jy jou teorie ongelooflik goed ken sowel as jou terminologie is belasting, rentekoers en inflasie. Belasting, ons weet dat daar is 2 tipe belastings wat ons betaal. Ons kry eers ons direkte belasting. Jou direkte belasting is die belasting wat van jou salaris gaan afkom. So ek sê altyd met jou direkte belasting voel jy dit aan jou sak, want jy verdien R10,000, maar in die bank is daar net R7,000, want belasting het R3,000 gevat. So jy voel dit in jou sak. En dan het ons indirekte belasting. Indirekte belasting is daai belasting wat jy nie regtig gaan voel nie. Wanneer ons 'n brood koop, sê jy nie, oor die brood kos R20, 10% van daai R20 moet ek vir BTW betaal. Of wanneer jy 'n pakkie sigarette koop, sê jy nie ek moet BTW betaal sowel as aksynbelasting en dit is wat die pakkie sigarette eintlik kos nie. Goed, so dit is alreeds ingereken in die prys van die goedere en dienste. Dan as ons kyk na inflasie, jy moet die definisie van inflasie ken. Jy moet die definisie van inflasiekoers ken. Jy moet die definisie van verbruikersprysindeks ken. Jy moet weet hoe inflasie en verbruikersindeks mekaar gaan beïnvloed en hoe dit by mekaar gaan aanpas om enige vrae rondom dit te kan beantwoord. En dan laastens ons rentekoerse. Jy moet die definisies ken van 'n repo koers. Ons weet dat die Reserwebank bepaal die repo koers, 'n prima koers, ons gewone banke bepaal ons prima koers en ons weet dat ons prima koers is gebaseer op ons repo koers. Enkelvoudige en saamgestelde rente, waarop betaal ons enkelvoudige rente, waar betaal ons saamgestelde rente en hoe bereken hulle dit? En dan vaste en veranderlike rentekoerse. So as ons definisies ken en ons ken ons teorie rondom hierdie
rondom hierdie tema, dan sal ons enige vraag in 'n eksamen kan beantwoord. Goed, so voordat jy na ou vraestelle gaan kyk, om te kan sien of jy dit kan beantwoord, is dit belangrik dat jy nommer 1, eers die verbruiker se terminologie gaan opswat en seker maak dat jy ken dit. Nommer 2, dat jy werklik die teorie rondom die verbruiker baie goed ken. Moenie te veel tyd spandeer aan elektrisiteit en water en munisipaliteit nie. Spandeer meer tyd met jou finansiële en kontraktuele aspekte en dan belasting, rentekoerse en inflasie. As jy al daai kennis het, dan gaan ons na ou vraestelle toe en dan gaan ons kyk, kan ons wat ons geleer het toepas op die eksamenvraag. Goed, so ek het jou 'n paar verskeidenheid van vrae saamgestel. Ons gaan deur die vrae werk sodat ek vir julle kan wys hoe benader jy die vraag en hoe beantwoord jy dan die vraag. So vraag nommer 1 is waar jy jou verskeie opsies gee en jy moet die korrekte antwoord kies. 1.1. Die geld wat deur die bank gehef word wanneer geld geleen word. So met ander woorde, ons leen geld by die bank en dan gaan die bank iets bysit. Wat is daai wat die bank ekstra gaan bysit? Want onthou, die bank is ook 'n besigheid. Hulle wil ook geld maak. So om hulle geld terug te maak, gaan hulle rente op die geld sit wat jy by hulle gaan leen. So dis belangrik om dit te onthou. Kies die korrekte stelling oor die gebruik van gastoestelle in die huis. Dit is veiliger om gas as elektrisiteit te gebruik. Dit is nie korrek nie. Gas is 'n hernubare bron van energie. Dit is ook nie korrek nie. Gastoestelle kos meer om te onderhou. Dit is nie altyd korrek nie. En gas is meer omgewingsvriendeliker as elektrisiteit. En dit is die korrekte antwoord. Elektrisiteit kan bespaar word deur die volgende te doen. Is stoofplaat groter as die kastrol te gebruik? Nee. Dieselfde grootte kastrol as die stoofplaat te gebruik? Dit is korrek. 'n groter kastrol te gebruik? Nee. En die hoogste temperatuurinstelling van die stoofplaat? Dis ook nie korrek nie. So ons enigste korrekte antwoord kan nommer B wees. Die volgende belastingbetaler betaal voorlopige belasting. Wat weet ons van voorlopige belasting? Ons weet dis mense wat nie 'n vaste inkomste kry nie. Hulle het nie 'n vaste inkomste nie en ons weet hulle gaan dit 2 maal per jaar betaal. Goed. Nou kom ons kyk na die wat hulle vir ons gegee het. Boere. Ons weet boere kry nie 'n vaste inkomste nie, so hulle sal voorlopige belasting moet betaal. Verpleegsters, hulle kry 'n vaste inkomste, so hulle gaan nie voorlopige belasting betaal nie. Eenmanshandelaars, hulle kry ook nie 'n vaste inkomste nie, so hulle sal voorlopige belasting betaal. En administratiewe klerke, hulle kry almal maandelikse salarisse. Besigheidseienaars, hulle sal voorlopige belasting moet betaal, sowel as boere, want hulle kry nie 'n vaste inkomste nie. En dan nommer D, eenmanshandelaars, hulle gaan voorlopige belasting betaal, maar ons weet verpleegsters kry 'n maandelikse salaris. So die enigste korrekte antwoord was nommer C, besigheidseienaars en boere. 1.5, wat laat al sy lede daarby baat? Met ander woorde, dit is tot 'n
voordeel van hulle almal. Die enigste een wat tot 'n voordeel van almal is nommer B, die stokvel. Wat laat 'n verbruiker toe om 'n kontrak te kanselleer sonder finansiële implikasies? Jy het 5 werksdae om daai kontrak te kanselleer. Ons almal weet dat dit is ons afkoelperiode. 'n Skriftelike belofte om 'n artikel te herstel of te vervang. Onthou, herstel of te vervang, ons weet hier praat ons dan van 'n waarborg. Dit is nie 'n guarantee soos die Engelsman sal sê nie, dis 'n waarborg. So die enigste korrekte antwoord is nommer C. Die verbruikersprysindeks. Dit is 'n definisie wat jy moet ken, 'n belangrike definisie. So jou verbruikersprysindeks word gebruik om die koste van goedere en dienste te bereken? Nee. Is die verandering in die gemiddelde prys van goedere en dienste? That's correct. Bereken rente wat op sekere goedere en dienste gehef word? Nee. En mee die verandering in individuele pryse tydens produksie? Ook nee. So ons enigste korrekte antwoord is nommer B. Die gebruik van 'n wat sal die meeste elektrisiteit bespaar wanneer water verhit word. Goed, 'n ketel op 'n gasstoof, ja, dit kan elektrisiteit bespaar, maar dit gaan nie die meeste elektrisiteit bespaar nie. Laafvloei van 'n stofkop, dit het niks te doen met die verhitting van water nie. 'n geyser wat geïnsuleer is met 'n isolasiekombers, dit kan definitief elektrisiteit bespaar. En dan sonkrag waterverwarmingseenheid. Nou hierdie kan ook elektrisiteit bespaar, maar jy moet onthou dat jou sonkrag gaan alleenlik werk as daar son is. Met ander woorde, as daar nie son is nie, dan gaan jy nog steeds elektrisiteit gebruik om te verseker dat jy elektrisiteit het. Goed, so die enigste regte opsie hier is die geyser met 'n isolasiekombers. So dit is belangrik dat jy deur elke een van hierdie opsies werk en kyk watter ene is die mees korrekte antwoord. Rente word op die rente en oorspronklike bedrag bereken. Met ander woorde, ons praat van rente op rente. En wat se rente is dit? Dit is saamgestelde rente. Ken jou terminologie. Met die kennis van die terminologie kan jy volpunte vir jou kortvraag kry. Goed, kom ons kyk na 'n tweede tipe kortvraag wat hulle jou kan vra. Ek gee 1 terme vir elk van die volgende. Met ander woorde, hier praat ons weer van terminologie. Jy met jou terminologie baie goed ken. Dit maak 'n party vry van enige aanspreeklikheid as 'n produk nie aan die verwagtinge voldoen nie. En hier praat ons van 'n uitsluitingsklausule. E-pos om persoonlike inligting van 'n niks vermoedende verbruiker te kry nie. Watter swendelstreek werk met e-posse waar hulle jou inligting wil hê? Die enigste een waarvan ons weet is uitvissing. Produkte wat die land binnekom deur nie amptelike verspreidingskanale nie. Dit is nie onwettig nie, dit kom die land in deur nie amptelike verspreidingskanale nie. Dit is ons grysgoedere
of parallel invoere. En dan laas bemarking van goedere wat valse beloftes of misleidende verklaringe het. En hierdie is onbillike besigheidspraktyke. As jy jou definisies geken het en jou terminologie geken het, het jy 4 uit 4 vir hierdie vraag gekry. Kom ons kyk na langer tipe vrae wat hulle kan vra. Onthou dat wanneer jy deur ou vraestelle werk, is dit belangrik dat jy 'n highlighter of 'n pensel vat en die aksiewoorde sal onderstreep of highlight. Goed, so hier noem ons noem. Noem is jou aksiewoord. Goed, noem die liggaam wat verantwoordelik is vir die verhoging of verlaging van jou rentekoerse in Suid-Afrika. Noem. So hier gaan jy nou nie 'n baie lang sin skryf nie, jy gaan nie 'n paragraaf skryf nie, jy gaan net daai liggaam noem, want dit is 'n daarorder vraag wat hulle vir jou vra. So noem die liggaam, dit is die Reserwebank. Ons weet dat die Reserwebank bepaal die repo koers en die repo koers is dan op die prima koers is dan gebaseer op die repo koers. So sodra die Reserwebank die repo koers laat opgaan, dan gaan die banke die rentekoers laat opgaan. En dis hoekom ons sê die liggaam wat verantwoordelik is vir die verhoging of verlaging van rentekoerse is jou Reserwebank. Dan identifiseer. Dit is 'n level 2 vraag wat hulle vir jou kan vra. Identifiseer. So hierso moet jy bietjie verder dink. Identifiseer die tipe belasting betaalbaar op die volgende: drank en sigarette. Nou daar's 2 wat ons weet. Jy kan sê aksynbelasting of ons praat ook van sondebelasting wat jy gaan betaal. So enige een van daai 2 kan korrek wees. En op witbrood gaan ons BTW betaal. Goed, so met ander woorde, jy moenie net weet wat elkeen van daai belastings is nie, maar jy moet ook darm voorbeelde weet van items wat daai belasting sal betaal ook. Nommer 5. Noem. Noem is ons aksiewoord. Noem 2 maniere waarop elektrisiteit bespaar kan word wanneer ons klere droog. Baie belangrik. Partykeer lees kinders die vraag, noem 2 maniere waarop elektrisiteit bespaar kan word en dan skryf hulle. Jy moet die vraag klaar lees. Die vraag dui duidelik daarop wanneer jy jou klere gaan droog. Goed, nou dink by jouself, as ek klere was, hoe droog jou ma die klere? Sy gaan een van 2 opsies gebruik. Sy gaan of die wasgoedlyn gebruik, of sy gaan 'n tuimeldroër gebruik. Kyk, ons weet dat 'n tuimeldroër baie duur is, want hy gebruik ongelooflik baie elektrisiteit. So ons eerste opsie sal wees om die klere buite op die wasgoedlyn te hang, sodat die son dit kan droog maak. En dan ons tweede opsie sal wees, indien jy wel 'n tuimeldroër gaan gebruik, maak seker dat jy die regte temperatuur instelling gebruik en maak seker dat jy dit vir die regte tydperk gaan droog maak, sodat jy nie te veel elektrisiteit gaan mors nie. Lees die scenario en beantwoord die vraag. Carol het 'n televisiestel gekoop by 'n winkel wat huishoudelike toestelle invoer sonder die toestemming van die vervaardiger. Daai gedeelte sê jy ons praat hier van grys goedere. Goed, met ander woorde, identifiseer die tipe invoer hierbo. Dit is grys goedere en dan bespreek die tipe invoer. En dit was vir 2 punte. Bespreek.
So jou eerste antwoord is daar. Jy kan hom net daar gaan neerskryf. Daar gaan jy reeds jou eerste punt kry. Grysgoedere is goedere wat in ons land ingebring word sonder die toestemming van die vervaardiger. So daar het jy klaar jou 1 punt. Die ander 2 punt of die ander punt kan enige een van die volgende wees. Jy kan sê, grysgoedere is nog steeds wettig, want dit word deur nie amptelike invoer kanale in die land ingebring, maar ons betaal nog steeds ons invoerbelasting. Goed, weer eens, as jy jou definisie ken van grysgoedere, het jy hierdie 3 punte baie maklik gekry. Dan kyk ons na vraag 7. Bespreek hoe die gebrek aan vullisverwydering 'n negatiewe impak op die gemeenskap kan hê. Hierso moet ons net 'n bietjie verder as ons neuse dink. Ons moet net 'n bietjie algemene kennis hê. Dink daaraan as die vullisverwydering mense nie die vullis kom verwyder by jou huis nie. Wat gebeur met daai vullis? Nommer 1, dit kry 'n baie slegte reuk. Nommer 2, jy gaan insekte daar sien rondhardloop. Muise, kokkerotte daar sien rondhardloop. Nommer 3, dit lyk aklig. Dit is nie baie mooi om daarna te kyk nie. Tot jy klaar die 3 goeders. So nou sit ons dit net in woorde. So nou kan ons sê, deur om nie vullis te verwyder nie, kan dit veroorsaak dat dit daar 'n slegte reuk in die omgewing rondhang, as gevolg van al die vullis. Tweede ene wat ons van kan praat, dat dit ook onveilig is in ons lewensomgewing, en weet dit kan ook tot gevolg hê vir gesondheidsprobleme. Want mense kan siek word daardeur. Gesondheidsprobleme. Mense kan siek word. Hulle kan 'n kiem optel. Goed, ook kan ons sê dat dit aklig is. Dit lyk nie mooi nie. So as ons toeriste in ons omgewing wil inbring, of ons wil sake ondernemings in ons omgewing inbring, niemand gaan in daai omgewing belê nie, want dit lyk nie mooi nie. Dit lyk onversorg. Goed, so weer eens, soos ek altyd sê, do not study harder, but study smarter. Dink 'n bietjie. Kyk na die mense om jou, kyk na jou omgewing. Praat met jou ouers, hoor wat jou ouers sê. Kyk wat doen ons munisipaliteit, hoe lyk ons omgewings? En dan is dit so maklik om eintlik 'n antwoord te kan formuleer vir tipe vrae soos hierdie. Nommer 8, bestudeer die inligting hieronder en beantwoord die vraag. Huishoudelike kosmandjie. As ons praat van 'n huishoudelike kosmandjie, dan weet ons praat hier van inflasie. Want net in inflasie praat ons van 'n huishoudelike kosmandjie. Het die verbruiker in Julie 2019 was dit ons kosprys R3.057.93. En hierdie koste het dan verhoog, gestyg met R355.21. Nou vra hulle, skryf 'n paragraaf. Onthou as jy 'n paragraaf moet skryf, kan jy dit nie in punte skryf nie. Jy moet dit in 'n paragraaf skryf. Dit is vir 8 punte, so jy moet 8 goeie sinne skryf. En waaroor moet jy jou sinne skryf? Om die stygings in die voedselpryse te regverdig. Met ander woorde, sommer in reguit Afrikaans, moet jy skryf oor hoekom het die voedselpryse gestyg. Nou, kom ons brainstorm voor ons aan die antwoord gaan kyk. Dink daaraan, wat het oor die afgelope paar jaar verhoog? Ons almal weet, nommer 1, petrol het verhoog. Nommer 2, elektrisiteit het verhoog. Jou elektrisiteitspryse het opgegaan. Nommer 3, ons weet dat inflasie het opgegaan. En as inflasie opgaan, dan gaan ons rentekoerse ook. Ons weet ook dat daar 'n verhoging was in lone of salarisse.
As ons verder kyk, weet ons ook, ons het droogtes gehad en ons het vloede gehad. En met droogtes en vloede gaan ons nie kos hê om te verkoop nie, of ons gaan 'n minder hoeveelheid kos hê wat ons kan verkoop, want ons gaan nie tomaties hê nie, ons gaan nie eie hê nie, ons gaan nie aardappels hê nie, ons grane gaan of verdroog of verspoel, so ons gaan met 'n tekort van kos sit, en al hierdie goed het 'n invloed gehad hoekom ons voedselpryse gestyg het. Nou gaan ons dit net in woorde sit, en ons gaan dit in volsinne skryf. Maar jy het klaar gebrainstorm, jy het klaar omtrent 4 of 5 punte neergeskryf wat jy nou kan bespreek oor hoekom ons kospryse gestyg het in daardie jaar. Goed, so as ons dit nou in mooi woorde sit, dan sê ons inflasie. Ons weet inflasie het opgegaan, en omdat inflasie opgegaan het, weet ons ook dat goedere en dienste gestyg het. So daar het ons klaar ons 1 punt. Omdat goedere en dienste gestyg het, weet ons ook dat daar moes nou verhoogde lone gewees het, en die oomblik as daar verhoogde lone is, dan gaan die arbeidskostes ook toeneem. Daar het ons klaar 2 punte. Dan weet ons dat die produksiekostes gaan op. Hoekom gaan die produksiekostes op? Want ons petrol gaan op, ons elektrisiteitspryse gaan op, sowel as ons lone wat opgegaan het. En dit veroorsaak dan dat ons produksiekostes dan gaan opgaan. En daarom moet die kleinhandelaars moet hulle pryse opsit, sodat ons as verbruikers meer moet betaal vir daai produkte, sodat hulle nog steeds 'n profit kan wys op die einde van die dag. Dan weet ons ook oor droogtes en vloede wat ons gehad het in die afgelope ruk, gaan seker maak dat ons voedselpryse gaan verhoog, want nou gaan daar ook 'n tekort wees aan sekere voedselitems. So maklik soos dit, en daar het jy jou 8 punte. Al kry jy nie 8 uit 8 vir hierdie vraag nie, kan jy ten minste 6 uit 8 kry, deur net te dink oor wat het die afgelope paar jaar in ons land gebeur. Wat het verhoog in ons land? Wat moet ons as verbruikers meer voorbetaal? En al daai goeders het dan 'n invloed op die prys van die kospryse wat gaan verhoog. Goed, do not study harder, study smarter. Goed, kom ons kyk nou na ons volgende vraag. Vraag nommer 9. Bespreek, dit is ons aksieterme, bespreek wat munisipaliteite kan doen om misdaad te verminder in ons gemeenskappe, en dis vir 6 punte. Weereens, kom ons brainstorm, kom ons dink 'n bietjie, wat moet ons doen? Wat moet ons munisipaliteite doen? Wat se dienste moet hulle aan ons verskaf? Nommer 1, hulle moet seker maak dat daar 'n metropolisie is. Hulle moet kyk na verkeersbeamptes. Hulle moet kyk na straatligte. Hulle moet kyk na brandweer of brandweerdienste, waarna hulle kan kyk. Al daai goeders kan lei tot die beveiliging van ons gemeenskappe. Hulle kan ook kyk byvoorbeeld soos na ons parkies, die gras van ons parkies wat baie lank is, misdadigers kan wegkruip daarin. So, jy brainstorm. Dis vir 6 punte, jy moet 6 goed kry waaroor jy kan skryf. Hier het ons klaar 4 punte waaroor ons kan skryf. So ons kan ten minste 4 uit 6 vir die vraag kry. So kom ons sit dit nou in volledige sinne. So as jy dit nou in 'n volledige sin moet skryf, kan jy dit soos volg skryf. Munisipaliteite moet straatligte voorsien. Daar het jy klaar 'n punt. Hoekom moet hulle straatligte voorsien? Sodat die area verlig kan word, sodat misdadigers makliker gesien kan word en dit nie so maklik is om 'n misdaad te kan pleeg nie. Daar het jy klaar 2 punte. Dan brandbestrydingsdienste, brandweer. Kyk, die brandweer is belangrik. Dink 'n bietjie 'n paar jaar gelede in die Kaap, toe daai brande daardeur Kaapstad gehardloop het en so baie huise afgebrand het. Brandweerdienste moet beskikbaar wees sodat hulle brande kan blus om te
voorkom dat huise afbrand en ons as verbruikers dan ook veiliger kan wees. Verder kyk ons ook na goeders soos verkeerspolisie en die metro. As die metropolisie meer sigbaar is in ons omgewings, gaan mense veiliger voel. So as daar misdadigers is, gaan hulle 2 keer dink voordat hulle 'n misdaad gaan pleeg, want die polisie is sigbaar. Ons weet ook dat daar is baie verkeersligte wat nie werk nie, veral in spitsverkeer. Dit veroorsaak verkeeropeenknopings, dit veroorsaak ongelukke, mense wat ongelukkig is, road rage wat gaan gebeur. Maar as hulle verkeerspolisie of verkeersbeamptes op sekere punte sit om die verkeer te laat vloei, dan sal die mense ook veiliger wees en daar sal minder ongelukke dan plaasvind. En dan 'n baie belangrike punt is die stormdreinwater gate. Daai stormdreine moet deksels op hê. Baie keer ry jy deur 'n woongebied en daai stormdreine het nie 'n deksel op nie. Kinders kan daar inval, mense kan daar inval. Jy kan jou been breek. Dis onveilig vir ons om in daai omgewing te lewe. So weer eens, hier het jy nie nodig om regtig baie hard te gaan leer nie. Jy moet net 'n bietjie dink en jy moet net 'n bietjie observeer wat in jou omgewing aangaan en wat kan die munisipaliteit doen om jou omgewing veiliger te maak. Dis hoekom dit belangrik is dat jy weet wat is die munisipaliteit se verantwoordelikhede sodat jy dit kan toepas op 'n vraag soos hierdie. Ons laaste vraag waarna ons vandag gaan kyk, is verduidelik hoekom saamgestelde rente duurder is as enkelvoudige rente. Weereens, as jy jou terminologie ken, dan kan jy hierdie vraag baie maklik beantwoord. Saamgestelde rente, jy betaal rente op rente. So met ander woorde, jy gaan die kapitaal betaal en dan gaan jy rente op rente betaal. Dis hoekom dit duurder is. En op enkelvoudige rente gaan jy net op jou kapitale bedrag betaal. So jy gaan net rente op jou kapitale bedrag betaal. 2 terminologieë wat jy baie goed moet ken, wat vir jou 3 punte in die sak kan bring. Graad 12, ek hoop regtig dat julle hierdie hersieningsles geniet het. Ek hoop dat hierdie hersieningsles dit vir julle makliker gemaak om die verbruiker te gaan swat. Dit tel 40 punte. Jy kan baie maklik 30 uit 40 kry vir hierdie vraag deur net toe te pas op wat ek jou vandag gewys het en om toe te spits op die belangrike aspekte in hierdie hoofstuk. Baie sterkte. Baie dankie en totsiens.